Hallo, ek het 'n maatskappy. Dit is redelik 'n klein maatskappy en ek het tans 4 werkers wat vir my werk. Ons is tans in 'n groot finansiële krossing en ek weet nou nie moet ek my werkers retrench en daarvan sê nie, likwideer ek my maatskappy of wat eintlik om te doen nie. Wel, as jy nou jy's in die moeilikheid, jy het nie geld nie, as jy retrench is daar allerlei verwagtinge of jy kan dit net likwideer, wat maak jy? Die korrekte ding in terme van die wet op arbeidsverhouding is natuurlik om hulle af te lê. Met hulle te konsulteer, te sê ons het 'n finansiële probleem, ons kan jy nie aanhou nie en hulle af te lê. Maar soos jy dan reg sê, dan is daar 'n pakket wat betaal moet word. En afhangend van hoeveel jare diens hulle het, kan dit nog 'n substansiële bedrag word. As die besigheid nie geld het om haar afleggingspakkette te betaal nie, en daar's nie bates in die maatskappy nie, gaan dit moeilik wees om die werknemer vir hom om af te dwing daai betalings. Hulle gaan CCMA toe gaan, en eventueel as hulle 'n toekenning kry en die biljet daarop en daar's nie bates nie, gaan hulle dit nie uitgevoer kan kry nie. Maar daar is natuurlik moontlike ander gevolge van persoonlike aanspreek van direkteure en sulke tipe goed, maar ons het nie daai detail om reg te weet wat daar sou aangaan nie. Indien die besigheid sou likwideer en hulle word afgelê as gevolg van die likwidasie, sal daar eis nog steeds daar wees vir die afleggingspakkette, maar die aard van die saak sou dit nou teen die boedel gaan lê. En as dan nie en hulle gaan 'n preferente of 'n voorkeur eis sê vir 'n gedeelte van hulle geld, maar as dan nie geld is in die boedel nie, as dan nie bates is nie betaalbaar nie, gaan hulle daai eise nooit afgedwing kan word nie. Dit gaan teen die boedel lê, maar daar gaan niks. Rondom die aanspreeklikheid van direkteure, as jy die proses volg, Ja. en daar is geld verskuldig aan die werknemers en daar's 'n eis, is daar enige aanspreeklikheid van die direkteure? Dis baie onwaarskynlik, tensy hulle kan bewys die direkteur het roekeloos getrei en dis hoekom hulle in hierdie posisie is. So dis baie onwaarskynlik, maar dis maatskappye reg is 'n baie komplekse situasie, maar dis baie onwaarskynlik.